Ons is besig om te praat oor 'n reeks een lewe. Een lewe beteken dat my lewe is nie in kompartemente ingedeel nie. Maar beteken ek het een lewe in God. Ek is ingesluit in hom. Alles vind uitdrukking in hom. Ek is deel van sy oorwinning. Ons het in die vorige gedeelte van hierdie reeks het ons gekyk na my lewe met integriteit, lewe met integriteit, lewe met sterkte. Integriteit is die sterkte, integriteit van hierdie balke is die sterkte van die balk. Die Bybel sê, sy geloof in my gee my lewe integriteit. Verder om in te gaan oor hierdie een lewe is dat in hierdie seisoen van welwillendheid het ons gedink dit sal 'n goeie gedagte wees en ook na ons opbou na die laaste Sondag in November waar ons kom en vir die Here sê dankie ons geloof en vertroue diens wat ons elke jaar het, is kom ons staan vir 'n oomblik net weer stil by dankbaarheid. Want as ek lewe met my krag in hom, hoe werk dankbaarheid en waar begin dankbaarheid? En vir hierdie reeks het ons gedink om juist deur die psalms te werk. Nou psalms is interessant, die psalmskrywers, dis meestal gebede, dis meestal gedagtes, dis meestal hierdie rou, eerlike, oop gevoelens wat die skrywers kom sit op papier. En meeste van die psalms wat geskryf is, of 'n groot deel van die psalms wat geskryf is, beskryf teoloë as dankpsalms, alhoewel die woord dank nie eintlik daarin voorkom nie. Maar as jy die trant van die psalm lees, dan kom jy uit agter, hy skryf dit uit dankbaarheid. Nou as ek vandag met julle praat hierso, dan besef ek dat almal het verskillende 2025 beleef. Vir party was dit 'n goeie tyd, party was dit nie so goed nie. Party het trauma beleef, party het krisisse, party het verlies beleef. En waar staan jy as jy moet dink, einde van die maand, einde November, moet ons vir die Here net so 'n lys bietjie kom maak om te sê, Here, waarvoor kan ons vir jou alles voor sê dankie? Waarvoor sê ons dankie? Waarvoor is ons dankbaar? Waar begin my dankbaarheid? So kom ons lees dan nou vandag net Psalm 1 saam. Nou, ek het die ou vertaling hier, ek gaan hom nie vir jou daar uit lees nie. Ek het hom vir jou in 'n ander vertaling gaan skryf of gaan kry, wat hom so bietjie meer net in ons algemene taal sê. Maar die psalmskrywer praat van die opskrif hier is die 2 weë, die 2 maniere. En jy sal sien in hierdie psalm, is net 6 versies lank, gebruik hy 'n metafoor, hy gebruik beeldspraak, om sekere goed te vergelyk. Dan sê hy, gelukkig is die mens, wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie op die pad van die sondaars gaan staan nie, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie. So aan die een kant kan ons agterkom, gebruik hy in sy metafoor hierdie 2 tipe beskrywings van mense. Aan die een kant is dit hierdie mense wat hy noem in hierdie geval goddelose, sondaars, spotters. Maar dis ouens wat nie onder die koningskap van Jesus Christus staan. Jy sal nou sien dan aan die ander kant vergelyk hy hulle met die regverdige mense. Mense soos ons wat hier sit, wat sê ek dien die koning. Dan hoor nou wat sê hy verder. Hy sê gelukkig is die mense wat nie. Hy sê, maar gelukkig is die mens wat vreugde vind in die wet van die Here. Onthou net gou-gou, wanneer die Ou Testament praat oor die wet van die Here, soos in hierdie konteks, dan praat hy oor daai tyd, het hulle die eerste 5 boeke van Moses gehad. Dit was bekend as die Torah. So met ander woorde, die gelukkige mense is wat hulle vind hulle bron in die Torah, hulle lees die woord, Nuwe Testament, ons het die Bybel, ons lees die Bybel, ons vind ons krag, ons vind ons integriteit in die woord van God. Maar wat die vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel, wat dit dag en nag oordink, wat dink aan die goed wat ons lees. Hy sê so iemand, weer eens metafoor, hy sê so iemand, die iemand wat nou sy behaag vind in die Bybel, wat die skrif oordink. Hy sê so iemand is soos 'n boom.
Hy sê 'n boom wat geplant is by waterstrome. Party van die ou vertalings gebruik die woorde is geplant soos by hierdie gedeelte sê waterfore, maar waterstrome in die tuin van Eden. Met ander woorde, ek weet nie baie van plantkunde af en daai goed nie, maar ek weet een ding, as ek hier in George kom en daar's 'n rivier of 'n stroom wat loop, die bome wat langs hulle geplant is, hulle wortelstelsel is sterk, hulle wortelstelsel is diep ingegrawe. Daai bome leef met 'n ander manier. Hoekom? Want daar's die heeltyd water, daar's die heeltyd voedingsstowwe. So, wanneer hy die metafoor gebruik, dan sê hy sê luister, hy sê mense wat onder die koningskap van Jesus Christus staan, want net in die volgende Psalm verduidelik hy wie hierdie koning is, verduidelik hy die plan van God met die mensdom, met sy heelal, met sy hele skepping. Hy sê mense wat geplant is hierin, wat se wortelstelsel diep is, hulle sal soos bome wees wat vrugte dra. Luister wat sê hy sê so iemand sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waterfore, wat sy vrugte op sy tyd gee. En waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Alles wat hy aanpak, sal goed wees. Hoekom? Want die wortelstelsel is in die Here. So is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is soos die kaf wat die wind wegwaai. Onthou daai tyd het hulle koring, as hulle koring geoes het, dan wat hulle gedoen het, hulle het sulke sakke gehad, sulke groot sakke, dan gooi hulle die koring daarop, voordat hulle dit gaan maal het, dan skit hulle dit so uit in die wind, en dan waai die kaf, die blare, die goed wat nie daar hoort nie, waai weg deur die wind, en die koring, die swaar gedeeltes val af. Nou sê hy sê daar's twee maniere van leef, die een is die regverdige, die een wat onder God se beheer staan, of onder God se koningskap staan, die ander een is wat nie daar staan nie. Hy sê hierdie een wat nie daar staan, hy sê hulle is soos kaf. Maar hy stoeim nogal met hierdie goddelose en nie goddelose. Want op Psalm 73 dan sê hy, Here, as hy na hierdie ouens kyk, lyk dit of dit net goed gaan met hulle. Hy het nogal 'n stryd gehad met dit. Hy sê so is die goddelose nie, inteendeel hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal die goddelose nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddelose loop uit op die dood. Ek dink is in Romeine 3:23, die uiteinde van die goddelose, sê Paulus ook, is die dood. Die mense wat lewe sonder 'n doel. Goddelose beteken mense wat lewe sonder 'n doel. Sy uiteinde is ook die dood. So wanneer hy hier skryf, dan gebruik hy hierdie twee beelde van regverdig en goddeloos. Nou in die eerste plek dink ek is net om vandag te begin deur te sê, as jy glo in Jesus Christus, beskou die skrif jou as regverdig. Dis die eerste ding waarvoor ons glo en luister, dis waar dankbaarheid begin. Dankbaarheid begin by die feit dat ek dank die Here dat ek sy kind is, dat ek die regverdige van die Here is. Jy kan hoe kwaad word vir jou kind, en jy kan vir jou kind sê, jy is nie meer my kind nie. Jy kan hom onterf, jy kan doen net wat jy wil. Dit verander nie die DNA in sy bloed, dat die feit dat hy bly jou kind tot die dag dat jy sal doodgaan nie. Die dag as ek sê ja vir Jesus Christus, ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus, dan kom die bloed van die Heilige Gees van Christus en kom vloei in my. Ek behoort aan die Here, my DNA is God, is Christus. En niks kan my ooit skei van die liefde van God nie. My naam is in sy handpalms gegraveer. Jy wat vanoggend hier sit, is 'n kind van God. Jy is die regverdige van die Here. Of jy so voel of nie, jy is dit. En daarvoor, dis die oorsprong van ons dankbaarheid. Kyk wat sê. Onthou wat ek al vir jou 100 keer hierdie jaar gelees het. Romeine 5 vers 17. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, Adam, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Christus Jesus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdiging
van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdigers gestel word. Jy is regverdig, nie op grond van wat jy doen nie. Paulus sê sonder verdienste. Jy is regverdig as gevolg van die feit dat Christus gesterf het en opgestaan het en deur sy groot genade jou ingesluit het. Onthou jy die storie van Dawid en Goliat? Al die manskappe is bang. Dawid kom, kap die reus Goliat se kop af en deur sy oorwinning is die hele volk ingesluit. En dis presies dieselfde wat met jou gebeur as gevolg van Jesus Christus se oorwinning, as gevolg van dit wat hy gedoen het. Daarom is jy ingesluit, daarom is jy regverdig. Toe ek vanoggend van julle hier beet kry, toe vertel julle my oor die rappie van gisterand. En ons het gewen. En ons is so goed, en ons is die beste in die wêreld. Maar jy het niks gedoen nie, jy het daar gisterand met jou dik stuk wors, braaivors, in jou mond gesit, met jou bier in jou hand, en gesê, en nou vanoggend is dit, ons het gewen. Jy het niks gedoen nie, maar jou boepens daar gesit voor die TV, en die hele aand gekyk. Maar jy was ingesluit, in die bokke se oorwinning. Dis presies, jy word regverdig verklaar. So die beeldspraak wat die Bybel hier gebruik, is juist regverdig en ons dankbaarheid begin oor die feit dat ons 'n kind van God is en dat hy ons regverdig verklaar het. En dis die oorsprong van dankbaarheid, dis waarvandaan alles ontstaan. Daarom kan ek in alles, sê Paulus, dankbaar wees. Want ek is ingesluit. Ek het sommer net so gegoogel, daar die psalms, kom ek sê gou vir jou, Psalm 107 vers 22 sê, hulle moet aan hom dankoffers bring en met jubelkrete van sy dade vertel. Ek bring aan hom dankoffers vir die feit dat ek sy kind is en oor die groot dade dat ek ingesluit is. Psalm 50:23, wie dankoffers bring, eer my, en wie 'n weg baan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Psalm 116, aan U sal ek dankoffers bring en die naam van die Here aanroep. Hy is die bron van my dankbaarheid. Psalm 111 vers 2, indrukwekkend is die werke van die Here, 'n bron van nadenke en almal wat vreugde daarin vind. Hierdie jaar het ek al so baie vir jou Hebreërs 12:28 gelees. Hy sê terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien. Niks kan ooit verander dat sy koninkryk kom. Sy koninkryk is besig om te kom. Hy is die koning van hierdie aarde. My oorsprong van my dankbaarheid begin oor die feit dat hy is die koning, ek behoort aan hom. So almal van ons wat hier is, kan dankbaar wees. So die vraag is vandag, is jy dankbaar? Is jy dankbaar? Soms word ons so vasgevang in die omstandighede en die goed wat ons nie het nie, dat ons dink ons is eintlik maar vir niks dankbaar nie. Dankbaarheid begin nie by die goed wat ons sien nie. Dankbaarheid begin nie by die goed wat ons het nie. Dankbaarheid begin by die feit dat ons 'n kind van God is. En sy bloed, en ek is my, hy is in my, ek in hom. Dis waar dankbaarheid begin. En my vraag is, leef jy met dankbaarheid? As jy op die plek waar hierdie gedeelte sê, oordink jy dit, gaan sit jy dit, bereken dit, laasweek gesê, bereken jy dit? Gaan maak jy die som? Hulle het navorsing gedoen. Joel Wong, hy het sy PhD gedoen, Professor of Counseling Psychology, Indiana University. Hy en Joshua Brown, also PhD, Professor of Psychology and Brain Science, also at Indiana University. Hulle het 300 studente oor 'n tydperk gevat wat aan depressie gelei het en sekere uitdagings in hulle lewe gehad het, anxiety en depressie gehad het. En toe vat hulle oor 'n tyd en toe begin hulle deur 'n proses te vat om vir hulle te sê, begin neer te skryf waarvoor is jy dankbaar.
Begin te kyk na wat jou omstandighede is. Begin dankbaarheid. Hoor nou wat het hulle bevind. Participants in gratitude intervention studies showed significant improvements in mental health compared to control groups, including great well-being and a reduction in negative emotions. Daar was 'n reuse verskil tussen studente wat met dankbaarheid geleef het en studente wat vasgevang was net in die onmiddellike nou. Hoor wat hulle ook bevind. Gratitude practice were linked to a disease in symptoms of anxiety and depression. Brain imaging studies reveal that gratitude exercises activated brain regions associated with positive emotions and reward and increase sensitivity to gratitude. Interventions led to increase in the expression of gratitude among participants. So dis die hele gedagte van ek moet oordink waarvoor is ek dankbaar. Waarvoor is jy dankbaar? En dan hoe wys ek hierdie dankbaarheid? Hoe express ek hierdie dankbaarheid? So my vraag is vandag, is jy dankbaar en waar begin jou dankbaarheid? Want jou dankbaarheid kan nie begin in omstandighede. Dit is my interessant, hoeveel van die Bybelskrywers gaan deur moeilikheid? Hoeveel keer skryf Paulus vir ons nie tronkbriewe, sy sendbriewe uit die tronk uitgeskryf, dan sê hy, in alles is ek dankbaar. En kan ek jou vandag iets sê, wanneer Psalms praat oor dankbaarheid, dan is dit duidelik dat dit is iets waarmee hy gestoei het. Hoe lyk dit partykeer? Waarvoor is ek dankbaar? Is dit die goddelose? Hoekom gaan dit partykeer goed met die goddelose en nie met ons nie? En dan kom jy agter uit die psalmskrywer, hy sê, hy kom dit agter met tyd kom hy agter, dis 'n deeg, dis 'n virtue, dis 'n habit wat ek myself in moet begin skool, ek moet myself daarin begin oplei. Jy gaan met train jou brein. Jy gaan jou kop skuif moet maak. Jy gaan verandering in jou gemoed moet bring. Dis iets wat jy inoefen, dis soos 'n spier. Jy gaan jouself moet leer om vanuit gratitude te leer. Dit kom nie van self nie, want die mens se geneigtheid is, wat het ek nie? En om jou brein te train beteken, jy moet dink aan goed. My vorige jeugpastoor wat saam met my gewerk het, Janie van die kerk, sy vrou Sandra. Hulle is vandag die kampuspastors van die Moot. Sandra is een van 3 kinders. Haar pa en haar ma het ek jare terug ontmoet. Hulle het 'n plaas gehad daar op Vryheid. Vertel die oom eendag, hy was so iemand, hy het altyd 'n grappie gemaak en het altyd poetse gebak. So hy roep my na die stoor toe. Nou kom ek daar aan by die stoor en hy sê vir my, Jaco, nou ken ek die oom nie baie goed nie, ek leer hom nou maar ken, ek het hom so 'n paar keer by die kerk as hulle vir Janie hulle kom kuier het, ek het hom raak geloop, Sandra se paale, en hy sê vir my, gaan kry iets daar by die trekker. Nou kry ek iets by die trekker, ek weet ook nie mooi hoe lyk 'n trekker nie, maar ek is toe op die einde daar by die trekker. Dit is toe vir hom die grootste sensasie, om op die trekker van die stoel, soos ek opklim het hy so 'n lang swart mamba gesit, dood. Maar ek het nie geweet die slang is dood nie. Dit was nogal 'n redelike belewenis vir my. Vinnig kan 'n ou nogal beweeg in 'n paar sekondes. En hoe rattel jy na die tyd? Maar anyway, die aand sit ons om die vuur en ons begin te praat. Hier is 'n storie. Sandra se sussie was matriek, ander sussie was standaard 8 en Sandra was 'n jongetjie. Toe hulle matriek is, toe skryf hulle matriek eindeksamen en hulle is in dieselfde hoërskool, hulle bly op die plaas, ry elke dag met die kar, ry hulle dorp toe. En die enetjie Sandra, sy was op laerskool. So hier is die storie. Ry eendag, Vryheid, die van julle wat ken, baie mis. 'n Lorry ry, toe hulle by die plaashek uitrom, ry 'n lorry, albei mors dood. Ek sit by die oom in die stoor. Hy lag en hy gaan te kere. Dis nou 5 jaar later. En ek vat hom so aan sy been. Ek sê vir my oom, hoe leef jy?
Vertel my jou storie. Hoe leef jy? Hy kyk my so, hy sê vir my, Jaco, ek het geleer om myself te vat en hy dankbaarheid te leef. 5 jaar, die pyn is nie minder nie. Ek ken die oom nou al vir jare. Is nou al 10, 15, 20 jaar wat ek hom ken. Hy sê, ek het myself geskool, wat is dankbaarheid. Want as ek dink aan my 2 kinders, hoe kom jy oor dit? Hoe kom jy oor dit? Gaan dit weg met tyd? Nee, nooit. Hy sê nooit. Ek weet nie, ek het nie daai pad geloop nie. Ek sê, hoe maak jy grappies, oom? Hy sê, ek het my geleer. Ek moet myself vat. Dis 'n virtue. Dis 'n deug. Dis 'n habit. Wat jy jouself in moet skool. Maar kan ek jou vandag vertel, dis jou behoud. Dis jou behoud. Jy gaan jouself dit moet skool. So my vraag is, hoe leer ek dit? Dit is my interessant, wat se waarde sit God daarop, né? In Lukas 17 van vers 11 tot vers 19, dan vertel hy die storie van die 10 melaatse manne. En onthou net daai tyd, as jy melaatsheid gehad, het hulle jou buite die dorp, die stad, het mure omgehad. Die mure was 'n teken van beskerming, nie net teen aanvalle van ander lande en dit nie, maar ook van wilde diere en dit, want daai tyd was dit nie soos ons stede en dorpe, die goed was wild. So hulle het jou buite die dorp gesit, daar was afbakens, jou familie moes vir jou kos bring, jy daar aan die buitekant gebly. As daar mense naby jou geloop het, moes jy vir hulle skree, ons is melaats, gaan weg, loop daai kant toe. Jesus kom al verby. Daar's 10 melaatses. Hy maak hulle al 10 gesond. Daar's net een. Die een kom terug. Hoor Jesus se antwoord, jy kan dit lees op die bord. Maar hoor Jesus se antwoord. Jesus sê vir hom, hoorie, ek check net gou. Ek kan sweer ek het 10 gesond gemaak. Hoe is dit moontlik dat net een kom sê dankie? Heer, ek weet ook nou nie, maar ek kom net dankie sê. Want wat Jesus eintlik vir hom te sê, hy wil vir hom sê, luister man, as jy aan my behoort, my koninkryk, dan sê ons altyd dankie. Ons sê dankie vir alles. Ons sê dankie dat God ons genees, ons sê dankie dat ons aan hom behoort. Dankbaarheid is 'n logiese gevolg van my Christendom. Ek leef met dankbaarheid. Maar dis 'n virtue, dis iets wat jy moet aanleer. So hoe leer ek dankbaarheid? Ek dink jy kan dankbaarheid leer deur gebed, my gesprekke. Ek moes myself skool, want om my gesprek met God is ek so geneig om altyd te gaan na, Here, help my hiermee. Jy weet, hy's die golden genie wat jy moet vryf, en dan maak hy hierdie paar wondergoedjies. En as hy dit nie gou doen nie, dan word ek kwaad vir hom. Maar ek moes deur die jare moes ek myself skool, dankbaarheid begin deur te bid, en my gesprek met God begin, waar ek indruk en vir myself sê, kom ek sê, waarvoor is ek dankbaar, en ek doen dit op 'n daaglikse basis. My gesprek, my gebed, my conversation met God, begin hy dankbaar. Baie keer word ek so oorweldig deur die dankbaarheid dat ek vergeet van wat ek nog wou vra, want hy sê, voordat jy kan vra, weet ek reeds wat jy wil vra. Wat is daai skrif? Paulus skryf vanuit een van sy tronkbriewe. Onthou net 'n bietjie, daai tyd se tronke was anders as vandag. Daai tyd se tronke moes as jou familie nie vir jou kos gebring en jy gevrek van die honger. Hulle het nie vir jou kos gegee nie. Onthou daai tyd se tronke, ek was al in van daai tronke. Daai tyd se tronke het nie badkamers gehad nie, was nie toilette nie. Jy het maar daar gegrawe. Kan jy jouself indink? Dit was haglik. Dan skryf hy, Filippense, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hoe is dit moontlik? Is hierdie ou psigopaat? Dis omdat sy dankbaarheid begin by sy koning. Sy gebed in hierdie haglike omstandighede begin by sy koning. Sanda se pa, oom,
Hoe kry jy dit reg? Ek vat myself, ek leer myself. Ek skool myself, ek oefen my spiere. Dit begin deur gebed. Paulus het besef, Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge wat daar in die hemelse sfeer is, het hy ons geseën. So dit begin deur hierdie gesprek, hierdie conversation met God. Dit begin tweedens deur dit wat ons vanoggend gedoen het, maar ook in jou kar, ook by die huis, deur te sing. Deur te sing. Lofliedere aan God. Wat daai twee manne wat in die tronk was, onthou jy? Toe sing hulle tot eer van God, stikkend geslaan. Sing lofliedere aan God. Want hulle oorsprong was nie in die seer van hulle lywe nie. Die oorsprong was in hulle verhouding met God. Ons het 'n ander koning. Psalm 95 vers 2, laat ons tot hom nader met dankliedere en met lofsange, juig tot eer van sy naam. Paulus vanuit die tronk, een van sy tronkbriewe, Efesiërs 5, terwyl julle onder mekaar psalms sing, lofliedere of lofgesange en geestelike liedere laat ons opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing en God die Vader altyd oor alles in die naam van Jesus Christus dank. Hoe dank ek God? Deur my gebed, deur te bid, deur my lofsang, deur te vertel. Ek het al baie keer in my eie lewe beleef. Baie keer gaan ek deur, jy gaan mos maar deur seisoene, né? En baie keer as ek vertel van wie God is, dan staan ek sommer op uit daai seisoen uit. En Dawid skryf iets oor dit, oor die krag van die omsagwekkende dade, praat mense, van u grootheid wil ek vertel. Is wanneer jy begin verraad oor wie God is en wie hy is en wat hy vir jou gedoen het en hoe groot hy is, hierdie koning wat heers op hierdie aarde. Dis wanneer ek van hom vertel, dit skiet soos adrenalien deur jou siel. Gaan na jou laaste teks, Hebreërs 12 vers 3 wat ek op die bord het. Hy sê, partykeer sê die message vertaling, when you're flagging in your faith. Hoor hoe mooi sê dit. Hy sê, go over the story, item by item. That long longevity of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. Come on. Vertel van die groot dade van God. Hoe kan ek nog 'n manier uitdeel van dank? Ek bring 'n dankoffer aan hom. Dit is my interessant reg deur die Bybel. Wanneer ouens hulle besef hoe groot God is en wat hy vir hulle doen en die feit dat hulle sy kind is, wat doen ons? Ons leef met oorvloedigheid. Ons bring net dank aan die Here. Ons bring 'n dankoffer aan God. Want dit is 'n manier. Dis 'n manier. Alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek ooit sal bereik in hierdie lewe, is as gevolg van God. Hy is my koning. Ek behoort aan hom. Ek leef verby myself. My lewe is 'n dankoffer. Ons is mos die konings en priesters. Wat doen priesters? Hulle bring offers aan God. Dan gaan dit soos 'n lieflike reukoffer, sê Openbaring 5, voor sy aangesig. Ek bring 'n dankoffer aan die Here. Een bring 'n blom, een bring 'n rand. Doesn't matter. Jy kan hom nie beïndruk wat jy bring nie. Dit gaan oor jou hart. Hy kyk na jou hart. En ek het gesien baie keer, as ons so met uitreike hier in Afrika gaan, hulle het niks. Dan bring jy een 'n lemoen, een bring 'n piesang, een bring 'n ding, ek Here. Dis al wat hulle het. Dank aan die Here. Is jy dankbaar? Is jy dankbaar? 'n deeg is iets wat jy jouself vat en sê, ek gaan myself dit leer. 'n habit is iets hoe jy kyk. En ek wil jou vandag aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig vir jou eie voortbestaan. Leer van kleins af. Leer jou kinders om met dankbaarheid te leef. Leer om jou dank teenoor die Here te betuig.
Maar dit begin deur te dink. En daai dink gaan oor in gebed en lofsang en praat. Jy moet gaan dink. Want ons is nie geneig om so te dink nie. So vandag, ek het vir Arno hulle gevra om 'n spesifieke lied te sing. Julle kan na vore kom. Want dit is die kruks van die saak, is ons sê dit al die hele jaar, behold hom, kyk na hom. Dink aan die koning. Dan besef jy jy's ingesluit in hom. Behold hom. Dan kan jy begin uitroep soos Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in, nie vir nie, in alles dankbaar. Want dit is God se wil vir julle in Jesus Christus. Dan kan jy saam met Dawid uitroep, Psalm 92. Dit is goed om die Here te dank. Ek kyk na hom. Ek kyk na hom. Ek is dankbaar teenoor hom. Dit begin by hy wat sê jy's regverdig. Dis 'n inoefen. En ek wil jou aanmoedig, jy het die Heilige Gees in jou. Jy het die vermoë om dit in te oefen.